naam van al die manne. Ek hoop en ek vertrou dat jy van die begin van die mannekamp af vir jou ingepak het. Want daar het al kosbare goed uitgegaan wat ons moet saamvat en gaan toepas. En as jy tot hier gekom het en die Here het dalk nog nie met jou gepraat nie of met jou ontmoet nie, die naweek is nog nie verby nie. Hier is nou weer 'n geleentheid vir die Here om ook deur sy woord met jou te kan praat. Ek wil jou vra, maak oop jou hart. Stel oop jou hart dat die Here vanaand met jou kan praat. Ek stel pastoor Lawrence gaan sê aan die woord. Loof die Here. Ek sê loof die Here. What a mighty God we serve. Angels bow before him, worship and adore him. Amen. Wat 'n besondere voorreg is dit vir my om vanaand in hierdie kosbare plek te kan wees. Ek het regtig 'n soft spot vir hierdie kerk, vir hierdie kerkgenootskap. Pastoor Corneille, baie dankie vir die uitnodiging wat weer ontsettend baie die leierskap ook van hierdie kerk. Net toe ek ontvang word daar by die voertuig en ek word bietjie herinner aan hoe ek hier beland het in hierdie kerkgenootskap. Toe onthou ek jare terug, ek het net uit die polisie college uitgekom en ek was op plaas Silverton toe gewees en daar toe soek ek nou die kerk wat ek aan behoort, wat ek tot bekering gekom het, was ek tot bekering gekom. Ek soek die kerk op en ek kry toe die kerk, want dan moet jy weet, ek is jong man, jong polisieman, en ek kom in daar die gemeente daar in die Houtkruis gemeente in Silverton, maar ek sien is net gryskoppe hier is, en ek dink, die Here wees my genade. Ek is die enigste jong mens in hierdie kerk. En op daai stadium, toe my familie, my ma, het groot geword in Here Christus, haar susters, almal groot geword, my ouma, ouma Laal, van Brits, groot geword in hierdie kerk, en my tannie nooi my toe uit na Pretoria Noord, Here Christus kerk. Daai môre stap ek daar in, en die gees van die Here werk, en daar's 'n salwing in daai plek, en ek geniet dit so. En pastoor Kobus van der Berg, die pastoor daar, en hy profeteer, hy sê, hier's 'n jong man van 'n ander kerkgenootskap, jy geniet hierdie ding, en die Here gaan jou stap vir stap in dit inhaal. Amen. En ek vra toe net daar, waar is daar 'n Lede Christuskerk naby Silverton? En hulle sê daar in Stormfoorlaan, daar is 'n Lede Christuskerk. Die Woensdag, toe daag ek op, maar daar vroeg op, ek weet nie, ek dink die bid hier begin 6 uur, en ek daag toe daar op, en ek sien hier gaan niks aan. Ek dink wel, as hulle nie wil bid nie, sal ek trek my kar daar agter die kerk in, en klim uit, en ek klim agter die kar in, op die agterste sitplek, en ek begin bid. En ek wil die Here dien, ek is lief vir die Here, ek soek vuur, ek soek die gees van die Here. En in my gedagtes sê ek by myself, Here, maar dit wat ek Sondag ervaar het, dis dit wat ek wil beleef, dis dit wat ek wil ingroei, ek wil deel wees van dit wat ek het 'n realiteit daar gesien, ek het 'n werklikheid daar gesien. Here, ek wil dit moet deel wees van my geestelike groei. Ek wil in hierdie geeswerkinge wil ek myself beleef. Ek sê, maar Here, ek het nie 'n probleem. Ek was uitgesonder die kerk waar werklik kragtig begin groei was in AGS Potgietersrus, en daar het die Here dit so bewerkstellig dat die hele kerkraad het gesê dat die Here se roeping is op my lewe, ek moet teologiese college toe gaan. Maar toe ek 'n afspraak maak by hulle AGS hoofkantoor, toe sê ek op daai stadium te jong om
teologiese kollege gaan. Toe sê hulle, ek moet 'n jaar gaan maatskap swat en dan sal ek dan gereed wees vir die bediening. En nou, toe ek daar uit die kantoor uitstap, toe sê my pa vir my, wat gee jy nou maak? Dis einde matriek. Wat gee jy nou maak? Ek sê, pa, ek weet nie. Hy sê, man, gaan polisie toe. Kry lewenservaring en dan besluit jy, wat gaan jou pad vorentoe wees? So in my kop het ek nog altyd die gedagte, iewers te gaan ek teologiese kollege toe. Nou is ek hier agter in my kar, in stormvolle laan, agter Lede Christuskerk, en ek bid hierdie woorde, ek sê, Here, as ek nou oorkom lede in Christus toe, dan sal ek nooit teologiese kollege toe kan gaan. Dis my woorde wat ek gebid. Volgende week sien ek kom 'n voertuig verby. Ek sien die kerk se ligte gaan aan, en ek besef toe, nee, wat is bid hier vanaand? Klim by die voertuig uit, stap in die kerk in, dadelik sien ek mense bid hier op die mat, en ek gaan keel ook so tussen die broers, dan moet jy weet, ek is nie gewoond daaraan. En ek gaan keel so tussen die broers, en die volgende oomblik hoor ek iemand stap in, maar hy praat in taal, heel pad praat in taal, en so opkyk, so sien ek, hier kom, op baie stadium het ek nie geweet, dis die pastoor nie, pastoor Sampie van Sint kom ingestap, en hy praat in taal, en sit sy Bybels op die verhoog, en stap reg op my af, gryp my hand, tel my so op, en sê, jong man, jy dink mos, jy kan jou kennis net by 'n Bybelskool kry, God het jou geroep, hy sal jou in hierdie plek invang, en hy sal jou weervang, en hy God praat. Ek het nou net in my kant dit gebid. Here, maar wat as ek moet oorkom in hierdie kerk? So het gebeur dat ek het begin in hierdie kerk opgroei, en ek gaan julle sê, ek het 'n diepte hier ervaar, en ek gee die Here al die lof en eer daarvoor. Dit is nie veel kerk. Maar het ook so gekom, as julle nou dink, maar wat soek jy nou in die PPK, terwyl jy so in die kerk so gearresteer was. Daar was 'n tyd gewees ook, terwyl ek pastoor Wally Frisbee se jeugleier hier in 18de Laan, en een Sondag was ek vol van die gees van die Here, hy vat my aan so, en hy profeteer oor my, en hy sê, my seun, hoor die woord van die Here, God het jou nie geroep vir hierdie bediening, God het 'n ander bediening vir jou gestuur. En toe weet ek sal nooit oor hierdie kerk sal ek een slegte woord spreek. Want hier het ek 'n diepte ervaring en ondervind. Maar ek het ook geweet dat die Here het my instoor vir 'n ander bediening, vir 'n ander genootskap, om selfs dit wat ek hier ervaar ook te kan oordra na ander gemeentes en na ander kerke toe. Want ek het 'n waarheid ontdek. Ek het 'n diepte ontdek, wat ek die Here al die lof en die eer daarvoor sal gee. Maar ek respekteer die uitvoering van die was, respekteer hierdie verhoog. En vanaand wil ek 'n paar minute met jou deel oor 'n baie besondere tema wat julle alreeds hierdie naweek al beleef het. Staan op, priester. Amen. Kan ek hoor wie in hierdie plek is priesters van die Here? Amen. Want die hande sien, jy kan so 'n bietjie waai vanaand in hierdie plek en sê ek is 'n priester van die Here. Ek is geroep, die hand van die Here is op my, ek is gemerk as 'n priester van die Here. Ek sal eer die priesters van die Here vanaand in hierdie plek. Ek wil vir jou sê, kind van God, seun van God, priester van die Here, die hand van die Here is op jou. Die duiwel haat jou met 'n passie. Hy wil jou vernietig en verwoes. En het baie keer het ook reg gekry, die priesters van die Here moet gaan stil sit en passief raak. Maar hier is 'n groepering van manne wat sê genoeg is genoeg. Ons sal opstaan as priesters van die Here. Ons sal opstaan en veilig om die saak van enigste gedekteer te kan word. Net vir 'n oomblik wil ek nie dat jy moet na die volgende kyk. Wanneer die priester opstaan, verander die atmosfeer. Amen.
Ek kan vinnig daaroor gaan, maar ek wil hê dit met jou tref vanaf die woorde. Wanneer 'n priester opstaan, verander die atmosfeer van sy huis. Luister my, ons leef in 'n tyd waar tegnologie toeneem, kennis vermeerder, maar geestelike leiding in huise neem af. Baie kinders groei sonder geestelike rigting, sonder paas wat bid, sonder manne wat die atmosfeer van 'n huis bewaak. Die grootste krisis in baie huise is nie finansies nie. Ons manne dink dis finansies. Ons werk ons as af, net om brood op die tafel te kan plaas, om net ons mense te kan bederf, om te dink, dit is waarvoor jy geroep is. Jy is nie geroep om net finansies na jou huis toe te bring. Jy is primêr geroep om 'n priester te wees in jou huis. So die grootste krisis is nie finansies nie, die grootste krisis is geestelike afwesigheid. Want paas net eenvoudig net nie meer teenwoordig is nie. Hulle is so besig by hulle werke, by hulle roepinge, dat hulle net nie tyd meer verluis nie. En luister vir my mooi, wanneer 'n priester stil raak, begin die slang te praat. Wil jy dit hoor vanavond? Wanneer die priester in die huis stil raak, sal die slang inkom en hy sal begin. Want hy het 'n doel om net te vernietig en te verwoes. En iets het ek raak gelees in Genesis 1 en Genesis 2 van vers 15, wat hy gesê het, toe die Here God die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel en om dit te bewerk en te bewaak. En die Here God het aan die mens bevel gegee. God het eers gepraat in die tuin. Hy het die man gevat, hy het Adam gevat en het hom in die tuin geplaas en het hom 'n opdrag gegee, 'n bevel gegee en het gesê bewerk en bewaak. Die woordjie bewerk beteken Jabat. Jabat wat beteken om die kultuur te verander, om te kultiveer, om te laat floreer, om te bewerk, om te skep. Kind van God, priester van die Here, jy's 'n skepper. God plaas jou by 'n plek wat hy uit niks uit iets gemaak het en hy sit die man daar en hy sê, nou wil ek hê dat jy moet dit kultiveer. Jy moet dit bewerk, jy moet dit skep, jy moet dit laat floreer, jy moet dit laat vorentoe gaan, jy moet orde daar skep, jy moet dit werklik so bewerk dat alles werk net. Ek het jy die vermoë om goeders te laat werk. Amen. Kind van die Here, ek en jy het die vermoë as 'n man, en weet jy wat so sleg is? Dat die media, die sosiale media, die flieks, kry dit reg om die man so 'n diskrediet te bring, om so te vernietig, om die beeld daar te sê, ons is dom, ons is aggressief, ons is passief, ons is nie teenwoordig nie. Maar kind van die Here, daai leuen van Satan verbreek ons in die naam van die Here. Halleluja! Want die se groepering mans wat opstaan en sê, genoeg is genoeg. Ons gaan nie dat hierdie wêreld ons dikteer nie. Ons gaan nie dat Satan ons dikteer nie. Ons sal opstaan en ons sal in ons mandaat instap en doen wat vir God ons geroep het. Sê my nou nee in die plek. Amen! Halleluja! Ek het jou gemaak om hierdie plek te bewerk en ek het jou gemaak om hierdie plek te bewaak. Die woordjie bewaak beteken samar. Samar wat beteken om wag te hou, om dit te beskerm, om daar te wees dat niks moet daar inkom. Dit is asof hy jou stel by die poort. Hy maak jou 'n hekwagter, 'n poortwagter om te sê, ek sal nie toelaat dat iets hier inkom wat my mense, my huis sal vernietig en verwoes. Ek gaan dit keer. So priester, luister vir my, jy's 'n bewerker en jy's 'n bewaker. Dis jou mandaat, dis jou roeping. En as jy dit nie doen nie, sal jy nooit daardie vrede ervaar nie. Jy sal nooit daai vervulling hê nie. Want kyk, as jy iets regmaak by jou huis,
Hoeveel vervulling het jy? Ek is nou glad nie 'n handyman. Die Here weet ek is nou regtig nou nie 'n handyman. Ek dank die Here vir die handymans. Dank die Here vir hulle wat iets kan regmaak. Maar wanneer ek iets kan regmaak, voel ek baie bly. Ek weet nie van jou nie, maar dit voel asof ek iets geskep het, iets reggemaak, iets het ontstaan, en dit voel so goed, en as jou vrou vir jou sê, my man, dis fantastisch. En dan hier op my sê, julle moet hou. Dis lekker. Dis lekker om 'n bewerker te wees. Dis lekker om 'n werker te wees. Maar hier kom 'n groot waarheid wat ek nooit raak gesien het nie. Daardie woordjie bewerker, wat ook beteken priesterlike diens. En al die skrifte verder wat praat oor die priesters en die leviete waar hulle werk in die tempel of in die tabernakel, het hulle die woord abad daar gebruik. Wat beteken priesterlike diens. En toe ek dit lees, toe ek dit waarneem, toe ek dit ontdek, toe besef ek dat die Here het die eerste mens, Adam, aangestel, nie as 'n tuinier nie, maar vir priesterlike diens het hy hom in die tyd geplaas en gesê, hier gaan ek wandel, hier gaan ek teenwoordig wees, en ek wil hê Adam, jy moet priesterlike diens in hierdie tyd bewerkstellig, want jy moet my teenwoordigheid bewaar. Jy moet my teenwoordigheid so bewerkstellig, dat dit vir my lekker sal wees om in jou midde te kan wees. O, kind van die Here, man van God, dis waarvoor die Here jou geroep het, om die teenwoordigheid van die Here te bewaar in jou huis. Amen. Jy sien, want toe Satan kom, was Adam stil. Adam was vir 'n oomblik was hy passief gewees. Vir 'n oomblik was hy nie op sy plek en in sy posisie gewees. En toe hy nie praat, toe begin die slang te praat. En toe die slang praat, toe begin hy verwarring te veroorsaak. En op daai oomblik moes Adam hom bestraf het, hom weggejaag het, want hy is die bewaarder van die teenwoordigheid en die heiligheid en die soewereiniteit van God. Hy moes vir Satan, hy moes vir daai slang net daar verjaag het en hom die bevel gegee, nooit weer sal jy naby my en my vrou kom nie, nooit weer sal jy naby ons in hierdie tyd kom nie, want dis die grondgebied wat die Here my ingestel het om dit te bewerk en te bewaak, en net so het die Here vir jou aangestel om die bewerker en die bewaarder van jou huis te wees. Priester, jy moet opstaan en jy moet begin dit doen waarvoor jy 'n mandaat het, en wanneer jy jou mandaat begin uitleef, begin goed in plek te val, jou kinders kom in lyn, alles begin in lyn kom, selfs jou finansies sal in lyn kom, wanneer jy 'n bewerker en 'n bewaarder is van God se Shekinah glorie en heerlikheid in jou huis. Amen. Sien, die slang praat nog steeds vandag. In jou huis, slang praat deur verkeerde identiteit, pornografie, verslawing, welis, materialisme, kompromie, sosiale media, geestelike passiwiteit. Jy sien, wanneer die priester nie meer praat nie, sal iets anders in die huis wees. As die priester van die huis nie meer praat nie en stil wees, luister, ek wil vir jou sê, hierdie ding gaan nou maar dop in die restaurant. Man en vrou sit ook aan mekaar. Al twee is besig met hulle foon. Daar is nie meer kommunikasie nie. Hulle kyk nie meer op mekaar in die oë nie. Hulle is so besig met hierdie tegnologie is fantasties, is wonderlik. Maar kind van God, hierdie kan 'n slang wees wat begin insypel in jou huis. Priester van die Here, wat maak dat jy nie meer kommunikeer nie, wat maak dat jy stil bly? En luister, as jy gaan stil bly, gaan Satan, die slang, gaan praat binne in jou huis, en hy gaan vir jou kinders leer, wat jy
moes vir hulle geleer wat reg en verkeerd is. Gaan hierdie goed beginne leer, dan moet jy nie wonder hoekom hulle nie die Here dien nie. My pa het altyd die woorde gesê, hy sê, seun, moenie my voorbeeld volg nie. Dat sy die pa dit sê. Hy sê, hoor wat ek vir jou sê, maar moenie doen wat ek doen. Dis 'n skiewe prentjie. En ek dank die Here dat hy my gegryp het toe ek 'n jong ouderdom is. Dat ek nie my pa se voorbeeld gevolg het nie. Baie goed het my pa my mooi reghelp. Maar daar was dinge gewees. Ek sou so graag wou gehad het ek gesê, seun, lewe soos wat ek lewe. Doen wat ek doen. Dan sal jy gelukkig wees, dan sal jy voorspoedig wees, dan sal jy geseënd wees. Dan sal jy vooruit gaan in die lewe. En my pa sê, seun, moenie doen wat ek doen, maar hoor wat ek vir jou sê. En luister, baie van ons dink dat net wat ons sê vir ons kinders, en selfs vir ons vrou, gaan 'n impak maak. Nee. Hulle hou jou lewe dop. Daai stille voorbeeld wat jy voor hulle doen, wanneer hulle hoor jy bid, wanneer hulle sien jy lees die Bybel, wanneer jy regtig begin om mense reg te help en dinge in jou huis reg te kanaliseer om te sê, nee, hierdie gaan nie in my huis toe gelaat word nie, want dis die why, dis die rede, hoekom ek dit nie my huis gaan toelaat nie. Dit gaan 'n groter impak hê, as wat jy vir hulle sê, luister, doen wat ek vir jou sê, maar dan sien 'n anderste voorbeeld. Hier is die voorbeeld, kind van die Here. God se oorspronklike plan vir die man is, dat ons moet kan skep, om 'n voorbeeld te kan wees. Jy is nie geroep om net geld te maak, om suksesvol te wees, om sterk te wees nie. Jy is geroep om 'n priester te wees. En wat is 'n priester? 'n Priester is 'n draer van die teenwoordigheid van die Here. Dis ook daardie man wat die altaar kan herstel, daai gebedsaltaar. En baie van ons gebedsaltare lê in skelwe. Dit is so jammer dat ons gebedslewe baie keer so beroerd en ons het die verskoning, maar ons is so besig. En ons het nie meer tyd vir die Here nie. Staan nie meer vroeg op nie, want ons is moeg. Nou word al meer druk op ons geplaas. Is dit dan nie die plan van die slang? Wat jou so besig, dat jy nie meer tyd het vir die Here nie, jy het nie meer tyd vir jou vrou nie, jy het nie meer tyd vir jou kinders nie. Die Here praat met ons, dat ons moet regtig besef, God praat met sy kerk, met sy eindtydkerk, om te sê, manne, staan weer op in die posisie. Moet nie toelaat dat die slang dit reg kry, om verdeeldheid, en oneenigheid, en bitterheid, en wêreldse gesindheid in jou huis, wil dit inkom nie, dat jy is 'n waker, jy is 'n bewaarder van die poorte, jy moet dit bewaar, dat niemand net iets daar kan inkom nie. Jy sien, vir jare was ons miskien geken as Pinkster probleemkinders. Ons is nie Pinkster probleemkinders. Ons is priesters, profete, konings. Wat die woord sê dit. Hy sê 1 Petrus 2:9, hy sê, maar dit is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom. En die Here maak jou ook 'n profeet, om in jou situasie vir droë bene, droë dorp bene te kan profeteer en sê, hoor die woord van die Here. Laat die gees van die Here inkom, die 4 windrigtings, laat die gees van die Here kan inkom, sodat daar 'n armie kan opstaan. Jy het mag en gesag in jou mond, dode lewe lê in die krag van die tong, en daar kind van die Here, jy word geroep om 'n profeet te wees binne in jou huis.
deur lewe, spreek lewe. Elke gelowige man is geroep tot priesterskap. Nie perfek te wees. Hy van ons mans, ek wil so perfek wees. Jy is nie geroep om na perfektheid te wees. Jy maak foute. Maar weet jy, midde van dit wat jy foute maak, as jy kan opstaan en kan sê, ek is jammer. Jy sê, wanneer jy draag van die teenwoordigheid van die Here is en jy maak droog, en jy verval in sonde, of jy doen iets verkeerd, dan onmiddellik die gees van die Here wat in jou is, oortuig jou, dis nie reg nie. Dit wat jy doen is nie reg nie. Weet jy, die grootste respek sal jou mense vir jou hê, wanneer jy kan sê, ek is jammer. Tot 'n gemeente het 'n groot respek vir 'n pastoor, as die pastoor kan opstaan en sê, hoorie, ek het verkeerd gedoen, ek is jammer. Ek het daar verkeerd opgetree. Om oop en bloot vir jou gemeente ook te kan wees. Dit is wat vir ons geroep. Ons is mense, ons maak foute, maar die wonderlike voorreg is om te kan sê, ek is jammer. En er is baie manne hier vanaand wat ook al droog gemaak het en baie seer gemaak het, met jou woorde, met jou dade, met jou manier, met jou karakter, met jou optrede, met jou persoonlikheid, het jy baie keer jou mense afgekraak en afgebreek, jou vrou seer gemaak het, as wonde, baie van ons skep wonde, maar weet jy wat die grootste geneesmiddel is, wanneer jy as man kan kom en sê, ek is jammer, vergewe my. Dit is die lekkerste wanneer daar weer 'n eenheid kom, wanneer daar weer vergifnis in kom, en wanneer daar weer lewe kom. Ek dank die Here vir hierdie pad, wat hy ons in geplaas het. Dat hy ons geroep het vir, dat hy ons geroep het as priesters. Jy is waardig, my broeder. Jy is waardig om 'n priester te wees. En ek wil hê dat jy vanaand op 'n plek kom om jouself ook te vergewe, vir die verkeerd wat jy gedoen het in die verlede. Baie van ons hou so vas aan dit wat ek verkeerd gedoen het, dat jy nie kan vorentoe gaan nie. En vanaand is dit die tyd om te kan sê, genoeg is genoeg. Die Here het my vergewe. My mense het my vergewe. En daarom het ek myself ook vergewe, sodat ek kan vorentoe gaan en kan begin lewe. En weer daai vrede te kan ervaar, dat die Here kan, met 'n krom hout kan hy 'n bakshout slaan. Amen. Priester van die Here, oor vir my. Die Here van 'n krom hout. Ek gaan kyk en sê, Here, wat beteken dit om regtig priester te wees? Wat is die eienskappe van 'n priester? En Dawid van die Here my op Psalm 92. Ek weet nie of jy op Psalm 92 so bestudeer het, te besef daar 7 eienskappe wat daar uitkom, wat vir jou as priester van jou huis groot dinge gaan beteken. Profiel van 'n priesterman, Psalm 92 gee vir ons 7 eienskappe van 'n man wat as priester opstaan. Is jy gereed om dit te ervaar vanaand? Jy gaan hierdie 7 goeders hoor vanaand. En die hartseer is, dat 10 minute, as hierdie diens vandag, 10 minute, gaan jy 75% gegee van dit wat getref is. Dis hartseer. Dis hartseer om te dink, dat predikers, hulle sonder af, hulle berei voor, hulle doen navorsing, om God se woord reg af te lewer. Dan die gemeente ontvang dit, dis fantasties, hulle hoor dit, maar 10 minute nadat hulle die diens verlaat het, en hulle 75% van dit wat hulle gehoor vergeet. Daarom bid ek nou, dat die gees van die Here so besit sal neem van jou vanaand in hierdie plek, dat jy hierdie 7 goed sal onthou, dat dit deel sal wees van jou hele DNA, want dit gaan maak dat jy 'n uitstekende priester van jou huis gaan wees, en nie net van jou huis nie, maar ook van jou gemeente, en ook van jou werksplek, en ook van jou mense rondom jou, 'n priester van die Here, wat 'n mandaat het, en wat 'n verskil kan maak in hierdie lewe. Sal raak daarvoor, as jy gereed kind van die Here, die kom het, die eerste ene, sê hy, ek is geplant in die huis van die Here. Psalm 92,
Sê dit vers 14, hy sê geplant in die huis van die Here. Dis ek, dis jy. Jy's 'n planting van die Here, jy's 'n terebint van geregtigheid. Wanneer 'n terebintboom, wanneer sy bas geslaan word, wanneer sy bas gesny word. En baie keer die lewe slaan jou, die lewe sny jou. Maar weet jy, uit 'n terebint vloei daar 'n vloeistof wat hulle doeltreffend gebruik om iets daarvan te maak, daarvan te maak. Terebint van geregtigheid. Jy is 'n terebint van God. Al slaan die lewe jou, al sny die lewe jou, sal jy iets tevoorskyn bring wat iets kan skep, wat iets mee gemaak kan word. Jy's nie 'n hier jy is nie 'n nommer nie. Jy's God se priester. Jy's die Here se man. Jy's die Here se seun. Jy's die Here se kind. Jy's 'n planting van die Here, jy's geplant in die huis van die Here. Sê saam met my, as priester van die Here, as ek geplant in die huis van die Here, in sy teenwoordigheid. Ek is 'n planting van die Here. Sê dit weer, ek is 'n planting van die Here. Groei dit kind van die Here. Ek is 'n planting van die Here. Dan die tweede een is, ek sal groei soos 'n palmboom. 'n Priester groei deur storms. Het jy al gesien wanneer daar 'n tornado kom? Alle ander bome word ontwortel, maar 'n palmboom bly staan. Hy buig 40 grade buig, dat jy dink dis nou verby. Hy gaan nou knap. Hy gaan nou breek. Maar as die storm verby is, dan staan hy op. Want sy wortelstelsels van so aard, dit maak dat daai palmboom, maak die saak hoe hoog het is. Hy bly staan deur die storms. Ek spreek met elke man, jy's 'n palmboom van die Here. Jy weet baie storms gekom in die lewe. Baie winde het oor jou gegaan. Tornado's het oor jou. Mense het gedink jy gaan knap. Jy gaan dit nie maak nie, maar jy is nog hier vanaand. Hoe is het moontlik dat jy hier is vanaand? Jy moes geknak het, jy moes gebreek het, jy moes ontwortel gewees het. Maar hoe is het moontlik dat jy hier alles nog staande kon bly en hier kan wees vanaand om hierdie woord te kan hoor? Want jy spreek en jy sê ek is geplant in huis van die Here. Ek sal groei soos 'n palmboom. Al kom die storms, al kom die probleme, ek sal staan in die Here. 'n Palmboom oorleef storms omdat sy wortels diep is. 'n Priesterman leef nie net op emosies nie. Hardloop nie weg wanneer dinge moeilik raak nie. Bly getrou aan God se huis. Statistieke bewys, navorsing oor geloof en families toon, wanneer 'n vader konsekwent geestelike leiding neem, is kinders aansienlik meer geneig om die Here te dien as volwassenes, stabiele waardes te hê en emosioneel sterker te wees. Nou prakties wil ek vanaand vir jou sê, hoe word ek geplant? Wees getrou in God se huis. Bou 'n gebedslewe. Kry geestelike mentorskap. Bly in die woord van God. Amen. Is geplant in die huis van die Here. Ek sal groei soos 'n palmboom. Al kom die storms, al kom die situasie, ek sal staande bly in die Here. Ek sal selfbeheersing toepas. Halleluja. En die derde een, ek sal vertel dat die Here reg is. Om te verkondig dat die Here reg is. Jy is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom gekry om te wat? Om te verkondig die deugde van hom wat my uit die duisternis uitgeruk het in sy wonderbare lig. Ek en jy moet verkondig die deugde van hom. Ons moet vertel, ons moet getuig oor die grootheid van God. 'n Priester is iemand wat die waarheid praat. Wanneer iemand iets praat teenoor die Here en teenoor die woord van God, iets vals inbring, is jy as priester geroep om daai leuen te kanselleer. Om daai leuen te weerlê met die waarheid van die woord van God.
Kind van die Here, 'n priester praat die waarheid. 'n Priester staan vir die waarheid. 'n Priester sal nie inval by die leuns van hierdie lewe nie. Sal staan op die woord van God en sal sê, so sê die Here. Dis wat die woord van die Here sê, en daarby staan ons, daarby glo ons, daarby sal ons huis vorentoe gaan, want ons staan op die woord van die Here. Amen. Loof die Here. Luister vir my, sterk manne is nie manne sonder wonde nie. Dit is manne wat steeds staan. Wil jy my hoor? Sterk manne is nie manne sonder wonde nie. Dit is manne wat steeds staan. Jy gaan baie wonde kry, want die leuns van die lewe sal baie goeders teen jou wil opbring. Jy gaan seer gemaak word. Hulle gaan leuns teenoor jou verkom. Hulle gaan jou beskuldig van allerlei goed. Dit gaan jou seer maak. Dit gaan wonde veroorsaak. Maar die waarheid van die woord van God gaan jou heel maak. En jy gaan weet, jy staan vir die waarheid. En die waarheid sal triomfeer. Ek sal vertel dat die Here reg is. Sê saam met my. Ek is gepad in die huis van die Here. Ek sal groei soos op alle boom. Ek sal vertel dat die Here reg is. Jy reg vir die vierde ene. Kom er, ek sal vrug dra tot in my gryse ouderdom. O, loof die Here. Ek sal vrug dra tot in my gryse ouderdom. 'n Priester leef vir 'n nalatenskap. In die gryse ouderdom sal hulle nog vrugte dra. God roep manne nie net om suksesvol te wees nie, maar om vrugbaar te wees. Selfs al het jy grys hare. Die grootste nalatenskap, hoor van my nie, is nie wat jy los vir jou kinders nie, maar wat jy los in jou kinders. Kan ek dit weer sê? Die grootste nalatenskap wat ek en jy as priester vir ons huis kan doen is, nie wat jy los vir jou kinders nie, maar wat jy los in jou kinders. Ek wil graag hierdie ding sê. Die stem van 'n pa word die innerlike stem van 'n kind. Priester, hoor vir my. Man van God, hoor vir my vrou. Die stem van 'n pa word die innerlike stem van jou kinders. Wanneer hulle in 'n situasie beland, dan hoor hulle hoe pa praat. Hulle hoor, dis God se gees wat hulle herinner, wat het pa gesê in hierdie situasie? Wat het pa gesê moet ek doen in so 'n situasie? Die stem van 'n pa word die innerlike stem van die kind. En dit sal weer stop in jou gryse ouderdom. Sal jy vrug dra. 'n Priester tree nie af nie. 'n Pastoor tree af. Maar 'n priester tree nie af. Maar ek dink aan hierdie pastoor wat by sy vrou kom en gesê, weet jy, ek is nou moeg. Ek wil nou aftree. En sy vrou kyk hom met so'n groot oë aan. Sy sê, my man, jy wil aftree. Jy het nog nie eens opgetree, nou wil jy aftree. So ek sê vir elke priester hier, jy kan nie aftree nie. Priester, jy kan nie aftree nie. Jy sal priester bly tot die dag dat jy jou kop vir die laaste maal gaan. Sal jy priester bly. Tot in my gryse ouderdom, sê die skrif van die Here sal ek vrug dra. Jy is geroep om vrug te dra. Jy is geroep om vrug te dra. God roep manne nie om net suksesvol te wees nie. God roep jou om vrugbaar te wees. Prakties hoe dit werk, bou karakter, bly, bou jou karakter, bou aan waardes, bou geloof, bou dissipline, bou integriteit. Interessant is, dat Caleb was 85 jaar oud geweest, en dan sê hy nog steeds, ek is vol vuur. 85 jaar oud, dan sê hy daar in Josua 14 vers 11, hy sê die dag toe Moses my uitgestuur, ek voel nog presies dieselfde die dag toe Moses my uitgestuur. Op 85 het ek nog steeds vuur, het ek nog steeds ywer, het ek nog steeds 'n passie, ek gaan nie aftree nie, ek gaan nog steeds hierdie vyand oorwin in die naam van die Here. Hy het probeer om my grond te bevat,
gaan oorwin, alles gaan terugvat, wat myne is. God vir my gegee, hy het vir my 'n mandaat gegee. Loof die Here. Die 5de een is, ek sal die Here loof, dag en nag. 'n priester hou die altaar aan die brand. 'n priester sal bly om die Here te loof en prys, deur goeie tye en deur slegte tye. Daarom sê hy, om in die môre die goeie tierenheid te verkondig, en die trou in die nag. Want die nag verby is, en dis sê, Here, ek het my alweer bewaar. Ek het my huis weer deurgedra. Ek het die engele van bewaring weer oor ons gehad. Ek het die hand van beskerming oor ons gehad. Die bloed van die Here het ons beskerm. Ek sal in die oggend opstaan en vertel van die trou van die Here. Ek gaan nie vrees nie, ek gaan nie angstig rond hardloop nie. Ek gaan weet dat die Here is 'n beheer. Hy is my God. Hy gaan ons deurdra, hy gaan ons beskerm, hy gaan ons versterk. Wie in hierdie plek kan nie sonder die Here funksioneer nie? Wie in hierdie plek sê, as priester het ek die Here nodig om my te bewaar, om my huis te bewaar, om my mense te bewaar en beskerm. Kind van die Here, ons het God nodig. En midde van dit het ek en jy dit nodig om dag en nag te loof en te prys. En omstandighede, sal omstandighede, hier omstandighede, sal ons die Here loof en prys, want hy kry 'n goeie God. Halleluja! Ek sê dit altyd, en ek sal dit altyd aanhou sê. Die Here is nie ook goed. Hy is net goed. Die Here is nie ook goed nie. Hy is net goed. Hy is so goed vir jou en vir my. Ek en jy maak droog. En ons maak verkeerd. En ons ruk ons op. En ons beteken aggressief. En ons is partykeer so die korrelkoppe. Dat die Here net so tot die hond aan te plek vir dit. Hond het onderskeiding. Tot die hond weet hy nou moeilik, hy moet nou uit jou pad uit bly. Want julle lyk baie heilig, maar baie van julle gooi hom soms so van die kant af. Jy haal het op die hond uit, maar eintlik wil jy dit op iemand anders uitgehaal het. Maar midde van al jou droog maak, bly die Here nog steeds vir jou en vir my goed. Sien hy ons nog steeds, tel hy ons nog steeds op, lig hy ons nog steeds op. Gebruik hy ons nog steeds. Ek sê die Here sal 'n bas hou met 'n kromstok. Kyk van die Here, God is 'n goeie God. Hy is 'n goeie God. 'n Priester aanbid in goeie tye, hy aanbid in moeilike tye. Hy hou God sentraal. Die kinders onthou Pa se aanbidding, Pa se geloof, Pa se reaksie in die storms. Kinders onthou wat Pa gedoen het midde in die storm. Amen. Loof die Here. Loof die Here. Prakties. Hoe kan ek dit prakties toepas om die Here dag en nag te loof te prys? Weet jy, partykeer moet jy daai snap op die radio afsit en sit aanbiddings lede in voet. Sit die snap van die televisie af en sit aanbiddingsgroep op die televisie. Dat daar heeltyd aanbidding in jou huis sal wees. Dat daar heeltyd 'n atmosfeer is. Jy is die bewaarder van die teenwoordigheid van die Here. Amen. Raak bewus van as jy in jou huis stap, jy voel die atmosfeer is nie reg nie. Weet jy dat jy die vermoë om die atmosfeer te verander. Jy as priester van die huis, dan sit jy aanbiddingsmusiek op in daardie huis. Jy bring mense by mekaar en sê, ons gaan nou die Here aanbid. Nee, ons doen dit by die kerk. Nee, jy is primêr groot nommer 1 vir jou huis. En daar by jou huis te begin. Weet jy wat, baie van ons kinders kyk na ons Sondag. Hulle sê ons aanbid die Here, roem die Here, wat jy uitstap. Dan verstaan nie wat sy pa was net in die kerk gewees. Maar die goed wat uit jou mond uitkom, is anders as wat hulle net gesien het by die kerk. Ons is so heilig en veilig hier by die kerk.
Ons moet priester wees, nie net by die huis, by die kerk nie, maar ons moet priester wees by die huis. Ons moet priester wees in ons kamp. Dit wat hulle sien, is dit wat hulle sal onthou. Priesters, kom ons begin die Here dag en nag te loof. Midde van moeilike omstandighede, midde van moeilike tye, midde van swaar tye, sal ons bly die Here loof en prys. Die volgende punt, punt nommer 6, is 'n baie sterk punt. Ek is so sterk soos 'n buffel. Hy sê nie jy is 'n buffel. Party van ons voel soos buffels. Hy sê ek is so sterk soos 'n buffel. Prys die Here. 'n Priester dra innerlike krag. Hy sê in Psalm 92:11, U verhoog my woorde soos die van 'n buffel. Aanvertaling sê ek is so sterk soos 'n buffel. 'n Buffel simboliseer krag, weerstand, vasberadenheid, ware krag. Ware krag is nie aggressie of trots nie, of hardheid nie. Ware krag is reinheid, nederigheid, integriteit en selfbeheersing. Amen. Statistieke bewys dat huise met aktiewe betrokke vaders toon lae vlakke van dwelmgebruik, geweld en depressie en gedragsprobleme by kinders. Kan ek dit weer sê? Huise met aktiewe betrokke vaders toon lae vlakke van dwelmgebruik, geweld, depressie en gedragsprobleme by kinders. Nou prakties, hoe kan ons dit toepas? Hoe kan ek ek is so sterk soos 'n buffel, ek weet dat die Here het my sterk gemaak soos 'n buffel. Hoe kan ek hierdie innerlike krag tot voordeel gebruik? Wees sterk genoeg om jammer te sê, vergifnis te vra, nee te sê vir sonde, geestelike dissipline te hê. 'n Gesegde, die sterkste man is die man wat homself kan beheer. Kan ek weer sê, die sterkste man is die man wat homself kan beheer. Selfbeheersing. Beheer jou huis. Beheer jou huwelik. Beheer jou kinders. Selfbeheersing het ons nodig. Dan sê hy in nommer 7, ek is met vars olie. Dit sal. Priester leef in vars intimiteit. Ek is met vars olie gesalf, Psalm 92:11. Vars olie beteken vars aanraking, vars vuur, vars verhouding met God. Groot gevaar is, baie manne leef op ou ervarings, ou getuienisse, ou vuur, maar hierdie tyd benodig vars olie. Ek sê hierdie tyd, ons nou in lewe, in 2026, in hierdie moderne tyd, verf vars olie vir elke kind van die Here, vir elke priester van die Here. Hoe kan ek vars olie? Want kyk ek gebed, wag op die Here, aanbid die Here, spandeer tyd in sy woord, wees gehoorsaam aan die stem van die Here. Gister se olie hou nie vandag se vuur aan die brand nie. Kry 'n nuwe vars intimiteit in die Here. Vars verhouding. Die Gees van die Here praat met 'n paar manne hier vanaand wat sê dis tyd om op te staan. Amen. Jy het 'n mandaat, kind van die Here. En hier is die mandaat as priesterman. Bewaak die atmosfeer van jou huis. Wat kom jou huis binne? Hou 'n altaar, maak plek vir God. Lei geestelik, moenie net finansiëel lei. Lei geestelik. Beskerm jou gesin, fisies en geestelik. Wees 'n voorbeeld, kinders volg wat hulle sien. Wanneer die priester opstaan, verander die huis, verander die kinders, verander die atmosfeer, verander die generasie. Staan op priesters, bou weer die altaar, bou jou gebedslewe, bou die waarheid, die teenwoordigheid van God in jou huis. Want wanneer priesters praat, word die slang stil. Amen.
Ek wil hê dat die orkeslede sal dit plek neem, asseblief. En ek wil op 'n punt kom dat ons 'n manifestasie moet doen vanaand en te sê, Here, ek gaan nie langer in die posisie bly waar ek nou is. Ek het foute gemaak en ek is jammer. En ek vra vergifnis, Here, en ek vra dat U my sal vergewe. Maar vanaand breek daai houvas van die vyand. Ek het toegelaat dat die slang ingekom het in my huis. Ek het toegekom dat hy leuns begin verkondig in my huis. Ek het toegelaat dat hy oneenigheid veroorsaak in my huis. Maar ek breek dit vanaand in die naam van Jesus. Amen. En net vir 'n oomblik wil ek hê dat terwyl die musiek saggies gaan speel, net saggies. Ek so aanbiddingslied sal sing, sal speel. Wil ek hê jy moet jou oë toemaak. En ek wil hê jy moet nou met die groot God van die hemel en aarde met die praat. Jou Vader. Wat jou geroep het as priester. Wat jou gemaak het as priester. Wat die eerste mens Adam opdrag gegee het om 'n priester te wees van die tuin van Eden. Wil ek hê dat jy vanaand nie moet twyfel aan jou posisie, jy is 'n priester van jou huis. Ek wil jy vir 'n paar oomblikke terwyl elke oog gesluit is, wil ek hê jy moet nou met die Here praat en sê, Here, ek is jammer. Waar ek nie my mandaat uitgevoer het nie. Waar ek nie as priester van my huis opgetree het nie. Waar ek passief geraak het. Waar ek stil geraak het. Ek sien dinge loop skeef, dinge loop nie reg nie. Dit is verkeerd in my huis. Here, ek is jammer. Ek bely voor U. Vir 'n paar oomblikke bely net voor die Here. Maak jou hart op, skeer jou hart. Nou het ons gesê, mans mag nie huil nie. Wat se leuen het nie ingekom nie. Breek oop voor die Here. Vanavond het sê, Here, ek is jammer. Vergewe my. Dat ek nie daai priester van my huis is wat U gewens het. Dat ek moet wees nie. Here, nie in gedagte dat ek moet uitstaan en priester word van my huis. Ek is jammer, Here. Vergewe my. Vergewe my. Breek voor die Here. Help my, Here. Dis van die manne wat vanaand vir die eerste keer in 'n lang tyd persoonlik nou met die Here praat. Wil hy dit sommer sê, Here, ek is jammer dat ek nie afgeskeep het. Ek is jammer dat my gebedsaltare lê in skouwe. Maar Here, ek gaan vanaand 'n besluit maak. Want ek by die huis kom, gaan ek my gebedsaltaar weer oprig. Ek gaan weer 'n intieme verhouding met die Here hê. Hierdie besige lewe, hierdie gejaagde lewe, waar ek my werk begin vanaf God het. Ek bely dit, Here. Ek is so vasgevang in my werk, dat ek nie eens meer kerk toe kan kom. Ek is jammer, Here. Ek het vanaand gehoor, ek is geplant in die huis van die Here. Ek het vanaand gehoor, ek sal groei soos 'n palatoon. Ek het vanaand gehoor, ek sal vertel dat die Here reg is. Dat ek dag en dag die Here sal loof en prys. Dat ek sal vrug dra tot op my gryse ouderdom. Dat ek so sterk is soos 'n buffel. En dat ek met vars olie gesalf is. Vanaand, Here, weet ek het innerlike krag om op te staan. Al sê al die ontsteen my, ek kan nie opstaan nie. Weet ek vanaand, ek kan opstaan. Ek wil vanaand opstaan. En Jesus naam. En Jesus naam.
Voordat jy in die getrap, wil jy dat allemaal moet sit. Allemaal moet sit. Ons gaan nou manifestasie doen. Van opstaan, as priesters. Ek gaan tot 3 tel. En dan gaan hierdie kerk opspring. Maar jy gaan nie net opspring en opstaan. Jy gaan uit daai omstandighede van jou uitstaan. Daai ry waar jy in sit, is jou omstandighede. Maar hoe dit was. As jy vanaand die plek gaan verlaat, gaan jy in 'n nuwe dimensie instap. Hierdie priesters gaan vanaand begin praat. Hierdie priesters gaan vanaand begin 'n voorbeeld wees. Hierdie priesters gaan die bewakers wees van God se teenwoordigheid. Hierdie priesters gaan in hulle huis instap. En jou vrou en jou kinders en selfs jou diere gaan iets ervaar van hier stap 'n man van God. Hier stap 'n man in wat ontmoeting gehad het met die Here. En vanaand gaan jy manifestasie doen, nie uit gewoonte nie. En wanneer jy dit gaan doen, gaan jy dit kinderlik en opreg doen en jy gaan opspring en sê, Here, ek gaan nie langer passief wees nie. Ek gaan nie langer biddeloos wees nie. Ek gaan nie langer 'n korrelkop wees nie. Ek gaan nie langer met trotsheid in my lewe loop nie. Ek gaan nie meer langer so 'n voorbeeld wees soos wat ek was nie. Here, ek gaan anders te wees. Ek gaan wees so volgens wat U wil hê ek moet wees. Is jy reg daarvoor? As jy opspring en jy stap uit daai ry uit, wil ek hê jy moet skreeu, jy moet jubel, jy moet juig, jy moet spring op die kop van Satan en sê, Satan, jy gaan nie langer in my huis funksioneer. Ek breek jou krag, ek breek jou houvas, ek breek jou af. En sien voor jou oor, dan sien my dogter van jou wat vastgevang is, die greep van Satan, die greep van Satan, van die slang. Vanaand spring jy op sy kop en jy breek daai houvas oor jou kinders se lewe. Ek glo hier gaan getuienisse na vore kom, wat sê daai aand het ek opgestaan en die mandaat wat die Here my gegee het as priester van my huis. En toe ek opstaan, toe breek die houvas van Satan oor my huis. Ewe skielik kom die seën van die Here los op my huis. Ewe skielik kom my kinders vry. Ewe skielik kom my kinders in lei. Ewe skielik begin my kinders te floreer in die Here, want die Pa het sy posisie ingeneem as priester van die huis. Wie moet dit glo? Die Here geraak op so. Kom die Here. Vir jou familie. Gerard, sê ek gaan nie langer passief wees. Ek gaan nie langer sit. Ek wag dat iets moet gebeur en ek gaan dinge laat gebeur. Want ek is 'n bewerker en 'n bewaarder van die teenwoordigheid van die Here. Dis wat vir God jou geroep het. Kom dat ons mense maak na ons beeld en na ons gelykenis. Is daar eenheid by die Here? Amen. Is daar aksie by die Here? Amen. Is daar vooruitgang by die Here? Amen. Ek sê dit vir jou. Is jy reg? En nou wil ek graag die mans wat wil gesal word, nadat ons lekker die Heer gebreek het en op die kop van Satan getrap het en uit ons omstandighede uitbeweeg het. Ek sê, nie weer sal dit dieselfde wees. Die kom verander in my lewe, en in my huis. En jy dit klaar gedoen. En ons gaan nie mekaar stap nie, maar jy beweeg net vir hulle. Ons gaan net vir hulle beweeg. En dan wil ek die besiek, sla hy door op. Daai moderator het gesê, ek kan net doen wat ek wil. Sla hy door, as daai velle breek, ons sal vir julle nuwe veld koop. Staan ek uit. Julle speel daai gitaar, julle blaas daai instrument, julle speel daai orgel, so nog mooi van tevore. Maar hierdie volk gaan God nooit en julle doen dit nie aan die kant nie. Vir jare het die duiwel het reg gekry om jou huis te infiltreer en te verwoes en te vernietig.
Vanaand gaan ons die Here bly loofprys. Terwyl hy die Here loofprys, gaan hy 'n hinderlaag opstel vir die vyand. Ek wil oor jou dit verklaar, net soos wat koning Josafat, toe daai volk begin om die Here te loof en te prys, het die voorsangers, het hy voorgestel voor die soldate, en hulle begin om God te loof te prys, het hulle vir 3 dae die byt weggedra. 3 dae se seëning het op hulle gewag. Ons gaan vanaand nie net 'n minuut die Here loof en prys en op Saterdag se kop trap nie. Terwyl ons besig is om God te loof en te prys, gaan die Here 'n hinderlaag vir die vyand stel by daai huis van jou. En as jy by daai huis gaan kom, gaan jy sien die atmosfeer het verander. Daai teenwoordigheid van God in daai huis. Die heerlikheid van God is hier. Daai huis. Sy salwing is daar. Sy heerlikheid is daar. Krag van God is weer terug. Halleluja. En hy huis. Jera, twee. Jy gaan nie op my gereformeerde situasie terecht. Ons was tans 'n probleemkinders, maar die Here weet, bly ons glyk. Raak ons priesters, profete en konings. Amen. En net soos wat 'n koning Dawid gedans het met sy klere uit, gaan ons vanaand voor die aangesig van die Here sê, Here, ek los hierdie korrelkop. Ek los hierdie hardheid van my, ek los hierdie mislikheid van my, ek los hierdie snaakse karakter van my, ek los hierdie vieslike persoonlikheid van my, ek los dit. Here, U maak 'n nuwe mens, sodat terwyl ek God gaan prys, maak U 'n nuwe mens. Here, kom hier drie. Here, musikante, dit moet ook stil wees, ook stil wees. Dat is drie sê. Iets ontplok, nie meer ontplof ons. Here, sê, Here, stil op. Jy vat jou posisie, jy skryf uit daai situasie wat jy nou is. Hier is 'n hele groot auditorium, jy kan wil, soos koning Dawid. Sê, niemand sal jou kritiseer nie, niemand sal jou kritiseer nie. Michael is nie hier wat uit die venster uit kyk nie, jy kan te kere gaan hier. Hier kom het.